My hande hef ek op na U. Ek loof U naam en buig voor U, want U is hier. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening. Vandag weer hier by julle met 'n woord wat die Here vir my gegee het. En ek wil dit baie graag met julle deel. Ek wil ons boodskap vir oggend die titel gee, gegrond in die liefde. So kom ons kyk wat die Here vir ons wil sê. Ek gaan vir ons uit Efesiërs 3 en ek gaan vir ons van vers 14 af lees. Hoor wat sê hy. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur die Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat sal kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te kan ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Amen. Prys die naam van die Here. Ek wil graag teruggaan na hierdie gedeelte toe, hier wat hy sê, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. So die eerste ding is wat ek hier wil uitlig, julle, dat Jesus Christus deur jou geloof in jou hart sal kom bly. En wanneer hy in jou hart kom bly, gaan die volgende gebeur. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, julle sien waar liefde ontbreek, daar sê die woord is boosheid en gemeenheid en allerlei gruweldade en dinge, sê die woord is daar waar die liefde ontbreek. As ek en jy net deur die geloof in liefde Jesus Christus aanneem, dan gaan hy in ons harte kom inwoon. Maar hoor wat sê hy dan? Dan word jy so, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Nou as ek dink aan die liefde, as ek en jy in die liefde gewortel en gegrond is, weet al net so klein boompie probeer uittrek, wat in die grond gegroei het en wortel geskiet het. Hy sy wortels is in. Het jy hom al probeer uittrek? Ou maat, voel of jy 'n stuk konkreetblok daar wil optel. Nee, daai dingetjie beweeg nie. Nou wil ek vir julle sê, het julle geweet, as ek en jy die woord van God hoor, en Jesus Christus in ons harte aanneem, en daai liefde so in ons inkom, en ons maak ons harte oop vir die Here, dan word die liefde in my en jou hart, soos daai klein boompie. Miskien voel dit vir jou klein, maar hy skiet wortel, hy stoot daai penwortel af, dan begin hy daai sywortel so uitstoot, en weet jy wat, dan trek iemand nie sommer Jesus Christus, of die liefde van God, uit jou hart uit nie. En dit is vir my so mooi, as ons na 'n boom kyk en hoe styf hy vashou, dan sê hy, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, so die liefde gaan baie sterk in jou woon, en julle in staat kan wees, om saam met die heiliges, dan ten volle te begryp, wat die breedte, hoor nou hierso, om ten volle te kan begryp, wat die breedte, en die lengte, en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref. Nou, het maak my 'n bietjie de mekaar hierso, want sê gou vir my, hoe groot is God se liefde?
Jy gaan begin om te probeer beskryf en jy gaan dit nie reg kry nie. Want dit is so groot, dit kan nie gemeet word nie. Maar tog sê hy sodat ons sal kan besef hoe breed die liefde is, hoe hoog die liefde is, hoe diep die liefde is. En ons sal alleenlik die volheid van dit kan besef as ons hom toelaat om met daai liefde in ons hart te kom en die liefde toelaat om wortel te skiet binne in ons en sy wortels uit te stoot. Dan begin ons 'n dieper en groter kennis kry van wie God is om hom in sy liefde en in sy grootte te kan ken. 'n Groter insig. Amen. En die liefde van Christus te kan ken wat die kennis oortref. Nou ek wil op hierdie puntjie wil ek bietjie vas staan. Jy weet, so baie mense gooi jou met kennis. Kennis, Grieks, Hebreëus, dinge van die ou tyd, het jy geweet in al hierdie, maar hulle beweeg nie regtig in die liefde nie. En weet jy wat, jy sal miskien vir 'n tydjie by so 'n persoon wees, maar jy sal nie lank by hom bly nie, al het hy hoeveel kennis. Maar as jy by iemand kom en hy so gewortel en gegrond in die liefde van Jesus Christus, en wanneer jy naby daai persoon kom of by die persoon is, word jy deur die liefde van God aangeraak. Die woord van God sê dat hierdie liefde oortref die kennis. Maar raai wat, jy sal 'n persoon wat jy daai liefde ervaar met geheime sake van jou hart sal jy kom vertrou. En ander, as hulle daai liefde by jou sien, sal hulle weer met hulle geheime sake na jou toe kom. So julle, die liefde oortref alles. So ek wil uit hierdie gedeelte, wil ek vir my en jou 'n gebed doen. Kom ons maak ons so toe en ons bid saam. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun. U woord sê vir ons vandag dat die liefde oortref die kennis. En U woord sê vir ons dat ons moet in die liefde gewortel en gegrond wees. En U woord sê vandag vir ons dat deur U liefde kom woon U Here Jesus Christus in ons harte. Ons bid nou. Kom Here Jesus. Kom beset ons deur die Heilige Gees, Here. Kom beset ons met U liefde en neem ons hele wese oor. Vader, ons dankie en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. Amen. Liefde, seëning, pastoor Wat. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.